Right, so, ons is hier net buite Makwashi en vir die van julle wat dink ek is nou besig om strooi te praat, ons gaan nou praat oor sonneblomme. Sonneblomme en nie net enige sonneblomme nie, hierso is opbrengste en olievlakke wat hier uitkom wat julle nie sal verstaan nie. Ons gaan 'n bietjie met Ernst gesels oor sy 8 jaar in die sonneblombedryf en hoe Agricol hom gehelp het om tot op baie produksievlak te kom. Kom ons luister 'n bietjie in. Môre Ernst, hoe gaan dit met jou? Môre Albert, lekker, daar's nie foute nie, dankie. Nee, kyk as 'n boere glimlag het en die reën is op pad, dan kan 'n mens seker nie kla. Jy weet mos, die tafel is gedek. So, kom ons begin nou, ek het mos nou genoem ons is hier net buite Makwashi se wêreld. Verduidelik vir my 'n bietjie wat gaan alles aan hier op jou grond en waarmee boer julle? Alright, ons is 'n familieboerdery wat nou ons is nou al die 3de generasie, oupa en paale en almal is al oorlede en ek en my neef, hy is een kant en ek met my eie kant wat ons nou boer en ons boer met die meeste is maar mielies en dan sojas en sonneblom. Dis die saaiery en dan maar beeste in die beesfaktor en die veefaktor se kant, ja. So ek het nou juist genoem, dit is maar meer as 'n mens dink sonneblomme, dink jy maar dit staan net bietjie noord of bietjie onder toe Bloemfontein se kant toe. Wat het jou laat besluit om 8 jaar terug juist in hierdie omgewing van julle in die sonneblomdryf in te klim? Ja, Albert, nee, ons plant soos vandat ek kan onthou plant ons sonneblom, oupa, paale, ons het sonneblom het nog altyd in die wêreld geplant. En dit was maar vir die wisselbou wat ons dit maar al die jare gedoen het voor sojas nou sy kop uitgesteek het. Was dit maar die wisselbou gewas, jy weet, en ek koop 'n bietjie tyd met hom. Ou kom ons nou diep in Januarie en plant as die reën nou laat kom. So ons het maar tyd gekoop met hom, maar dis maar sonneblom wêreld. Ons plant hom al baie donkie jare. En jy het nou 8 jaar terug het jy oorgeskryf Agricol toe. Wat was jou besluit geweest om oor te skuif? En dan die groot ding wat jy ook gesê het, jy jaag maar opbrengs. En 'n ander as mense nou hier agter kyk, het jy nie net 'n prys gekry vir opbrengs nie. 3 tonne hektaar is iets verskrikliks as mense aan dink. Ook oliekwaliteit. So verduidelik my 'n bietjie wat het die skuif Agricol toe vir jou gemaak en hoe help hulle jou en staan hulle jou by deur die jaar as mense nou kyk na plantseisoen? Jong, ons het die skuif sonneblom toe was vandag na Agricol toe. Was maar opbrengs geweest, weet ons het ook maar boere daar en ons het ons proewe wat ons plant en ons het studiegroepe wat proewe doen. En Agricol het nog altyd goed gedoen met sy sonneblom. En dit is so ons het nou al ek het nou uitgewerk, dit is al so 8 jaar wat ons met Agricol kom. En ja, ek ben nog nooit teleurgestel nie. Baie keer oorgeplant oor omstandighede en wat ook al, maar Agricol se sonneblom is nog altyd 'n baie mooi sonneblom. Kom mooi op, stroop goed, siekte verdraagbaar. Dis maar een van die pakket wat werk. Agricol se sonneblom het nog altyd vir ons gewerk. Dit is nou juist iets waaroor ek wil praat, as ek weet hierdie was nou juist 'n uitdagende jaar gewees as mense kyk na sonneblomme. Hoe het jou siekteverdraagsaamheid geryk op jou Agricol sonneblomme? Ek sal nie sê beter as die ander nie. Ek het 'n pakket geplant van Agricol, Pannar en Pioneer en dit by my die plantdatum was maar die groot ding. Die goed wat later geplant is het seerder gekry met die Sclerotinia. Maar die vroeë goed het ook Sclerotinia gehad, maar nie in so erge mate nie, ja. 'n groot ding wat ook belangrik is as 'n mens nou kyk om te plant, dit is basies, jy begin elke jaar 'n nuwe besigheid van voor af en dit maak seker, dit is baie belangrik dat die regte mense saam met jou die pad stap. Hoe voel jy oor Agricol se samewerking met jou, die agente wat saam met jou werk? Weet hulle wat hulle doen? Is hulle daar vir jou, help hulle jou? Hoe lyk hulle diens deur die jaar? Ja, ons het 'n probleem met ons agent, hy skreef vir die cheetahs, dit is vir my 'n groot seerpunt. As hy blou was, sou dit nou baie beter gegaan het, maar ek speel sommer nie ou Bontie is altyd daar en die Agricol ouens is altyd daar. As daar foute is, kom kyk hulle dadelik. Die saad is altyd reg op tyd en nee, ons het nog nooit probleme gehad. Dit is eintlik baie lekker om met hulle te werk nog al die jare. Hoorie Ernst, dankie vir jou tyd. Ek sien die planters is nou sterk besig om aan die gang te kom. Rippers is al besig. So ja. Sterk met die plantseisoen en mag dit 'n mooi een wees. Waardeer. Dankie, selfs julle. So, op die einde van die dag, elke jaar as jy begin plant, is dit 'n nuwe besigheid wat jy begin, nuwe verantwoordelikhede, nuwe veranderlikes. Hulle sê mos die enigste konstante is twak, die res is variables. So, as jy 'n bietjie meer wil uitvind oor hoe Agricol jou kan help in die sonneblomdryf, hulle het 'n klomp ander goed ook wat hulle doen. Gaan nie onder toe, kyk wie is jou naaste agent, kontak hom en laat 'n bietjie by jou kom draai en vir julle vertel wat Agricol vir jou kan doen. Dis Farm Spice, oor en uit.